Ons het laasweek begin met ons nuwe reeks Breek die Droogte. En miskien moet ons hier vir mekaar sê, en ek gaan dit nie elke week herhaal nie, maar ek wil dit vanoggend herhaal, want dit is vir my belangrik dat ons dit uit die staanspoor sal regkry om vir mekaar te sê dat almal van ons gaan deur geestelike droogtes. Almal van ons gaan tyd tot tyd, niemand gaan gespaar word nie in jou leeftyd, gaan van ons ongelukkig meer deur dit gaan as ander, en dis oké. Nou ek gaan nie elke keer herhaal wat die rede is nie, daarvoor moet jy deel 1 weer gaan kyk, maar ons gaan van hier af daarop bou, om te sê dat almal van ons gaan op 'n punt kom, wat ons sê, maar hoekom voel die Here dan nou vir my so ver? Dit gaan by almal van ons gaan van tyd tot tyd deur 'n fase gaan, wat ek bid, maar my energievlakke is laag wanneer dit kom by my geestelike aktiwiteit, want dit voel vir my die Here is ver, hy hoor nie my gebede nie. Almal van ons kom van tyd tot tyd by plekke wat ons voel, ons geestelike bootjie dryf stadig maar seker verder en verder van die Here Jesus af. En almal van ons kom op 'n plek wat jy voel, weet die ander hou fees, hulle kom hier by die kerk en kyk hoe volle bors sing hierdie mense, en hier binne in my voel ek geïsoleerd en ek voel daar's 'n afstand tussen my en die Here. En in die volgende 10 weke, wel dit sluit nou laasweek in, so daar's net 8 oor na vandag, gaan ek met jou praat en ons gaan deur hierdie ding werk, stappie vir stappie, waar kom hierdie droogtes vandaan en hoe breek ek dit en wat doen ek terwyl ek in hierdie droogtes is. So, dis waar ons is. Volgende wil ek met jou praat oor waar om te begin, want dit kan wees dalk waar jy nou is, of waar jy dalk was, of dalk waar jy gaan wees, maar waar begin ek? En ek wil vanoggend, ek hoop so dat die Here gee my guns, om in jou hart in te kom, en om vir jou net iets te gee, 'n handvatsel op jou geloof te gee, en vir jou te sê, hoorie man, as jy deur so droogte gaan, dan moet jy met alles wat in jou is, die Here Jesus aangryp. Jy moet met alles wat jy is, die Here Jesus aanroep, want dis waar dit begin. En ek glo regtig, die Here wil jou vanoggend kom help. Hy wil vir jou gee dat jy binne in jou woestyn. Baie keer wil ek en jy uit die woestyn uitkom, reg? Ons wil sê, Here, die antwoord is haal my uit die woestyn uit, dan is alles weer reg, nê? Maar dis nie altyd hoe die Here werk nie. Die Here gaan toelaat dat ek Jesus binne in my woestyn beleef, of dat ek kan blom binne in daai woestyn. Die regte gebed is nie altyd, Here, haal my uit die woestyn uit nie. Die regte gebed is eintlik altyd om te sê, Here, waar wil U my hê? En dis waar ek volgende bietjie met jou wil praat. Maar waar kry ons antwoorde? In die woord. So staan saam met my op. Wian, is jy reg vir my? Staan saam met my op. En hierdie is 'n belydenis van wat ons glo, dat ek glo, hierdie is die woord van God, en ek glo ons moet ons lewens daarvolgens rig. Wie sê amen daarop? Amen. So kom ons hou die Bybels lekker hoog, dan sê ons saam, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan sit en jy kan jou Bybel oopmaak by Psalm 42. Psalm 42, ons het laasweek gekyk na Dawid. Ons gaan nog een in die psalms doen, alhoewel hierdie is nie 'n reeks oor die psalms nie, ons kon dit net sowel so gemaak het, maar dit is nie Psalm 42, terwyl julle blaai, vir julle almal aanlyn, baie welkom, ek is jammer, ek kon nie volgens saam met Andrew, vir julle kom hallo sê het nie, maar hallo en baie welkom, dis lekker om ook in jou huis te wees, as ek nou dink aan al ons mense, julle is my altyd lekker om vir Johan en Katie Brits, ons 'n klomp mense, Annelien Sutton en Gustaf en Miranda, en al die mense wat, Springbok, ek moet nog 'n huisbesoek gaan doen in Springbok ook. Maar so dis nie net ons eie mense wat inskakel nie. Ek dink laasweek oom Willem was julle aanlyn, hè. Waar is dit oom Willem? Hulle skuif ook elke Sondag sit hulle op 'n ander plek. O, toe nie. Hallo oom Willem. So baie welkom. Ek bly julle is terug van aanlyn tot in persoon hierso. Dan wil ek julle ook net herinner, reeds genoem, ons begin hierdie, ons het laasweek begin met die Bybelstudies. As jy nog nie eene het nie, is dit 'n goeie plek om in te skakel en die Bybelstudie is ook beskikbaar op Spotify. Psalm 42 vanaf vers 1 tot 7. Dit begin met vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Nou, ek wil net eers hier stop, want wie is die Koragiete? Die Koragiete was 'n afdeling van die Lewiete wat die musiek gedoen het. Hulle het die musiek gedoen, so dit was die Kenifs
die Kenneth en sy span van die Lewiete. So hulle werk was om musiek te maak in die tempel. Nou, daar's bespiegeling oor wanneer Psalm 42 geskryf is. Die een is dat dit in Dawid se tyd geskryf is, want Psalm 41 is deur Dawid geskryf, maar Psalm 42 is baie duidelik nie deur Psalm geskryf nie. Dit lyk ook asof dit 'n gedig is wat gerig is aan die Koragiete en hulle het dit voorgedra. Die probleem is, dis waarskynlik geskryf in die Babyloniese toe hulle in ballingskap weggevoer is. So hierdie mense was nie by die tempel nie. So ek wil hê jy moet verstaan, dis Kenneth hulle wat nie 'n kerk het om te aanbid nie. Maak dit sin? So hulle is in 'n ver land en nou wil hulle die Here loof en prys en julle ken daai liedjie By the rivers of Babylon. Dis nie 'n sekulêre liedjie nie, dis 'n psalm. Vir as jy hulle gewonder het, sing. Ons kerk sing hulle, is dit Bounie M. Nee, sing nie Bounie M nie, ons sing Bybel. In elk geval, nou hierdie is so 'n tipe psalm wat geskryf is in die wegvoering en hoor die woorde wat hulle skryf, hoor die verlange en hoor die droogte wat hulle beleef omdat hulle nie na die Here se huis toe kan gaan nie. Is julle reg? Lees saam met my. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na U, God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan om voor God te verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, hoor die beskuldiging van die mense, sê, waar is jou God? Jou God kan jou nie eens beskerm nie. Ons het net ingekom en julle kom haal, en julle God het niks gedoen nie. Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met 'n gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek nou so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Nou oké, ek het hierdie psalm gekies, spesifiek om vir jou te wys, julle reg deur die eeue, vir verskillende redes, het mense ver van God gevoel. Dit is 'n normale ding wat gebeur vir verskeie redes. As jy wonder wat die redes is, gaan luister weer deel nommer 1. Maar vanoggend wil ek hierdie eerste stapie neem en hoe gaan ek hierdie droogte breek? Want sien, jy kan in die middel van jou woestyn kan jy oorvloed beleef in die Here Jesus. En dis waarby ek wil kom vanoggend. Ek wil vir jou aanmoedig en ek wil vir jou amper aanspoor en net daai stampie gee om te sê, kom aan die gang. Roep na Jesus met alles wat in jou is. Roep na Jesus, gryp hom aan, soek hom, maak doelbewus tyd en 'n plan om by die Here Jesus uit te kom. Daai tyd van droogte is die tyd wat jy juis in die Here se teenwoordigheid tyd moet spandeer. Nou, ek gaan vir jou 4 goedjies gee, vir die van julle wat notas maak. Ek gaan vir jou 4 goedjies gee, hoe om dit reg te kry. Is julle reg hiervoor? Okay, so nommer 1, hoe roep ek Jesus aan? Hoe roep ek Jesus aan? Ek wil vir jou prakties gee, hoe doen ek dit? Jy begin hierso. Jy soek werklik na hom. Dis iets wat binne kan gebeur. Dis nie net 'n uiterlike gebaar nie. Dis nie die regte woorde wat ek gebruik nie. Dis iets wat in my hart gebeur. Hoor wat sê Jesaja 29 vers 13. Dit sê, hierdie volk is naby my met hulle mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. En dis die vraag wat ek moet vra vanoggend, is waar is my hart? Behoort my hart aan die Here? Doen ek die Christelike dinge, maar eintlik is my hart weg van die Here af? Hier's waar ek begin. Kyk net hier, ek het nogal gedink is interessant. Jesaja 29:13, ons gaan een hele boek aan, selfde hoofstuk, selfde vers, Jeremia 29 vers 13, julle sal vra na my wil, en julle sal dit dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. So daar's 'n innerlike strewe wat moet gebeur. Beleef jy 'n geestelike droogte? Hier is waar jy begin. Jy begin in jou hart, wat jy voor die Here breek en jy sê, Here, waar is U? Ek soek U. Ek wil U in my lewe hê. Dit moet met my hele hart gebeur. Ek moet die Here Jesus soek. Nou, hoor julle, die Here Jesus is nie weg nie. Okay? As ons sê ons soek na hom, dan is dit nou nie,
het jy vanoggend loop ons hier rond, nou soek ek Chris, want hy moet my help met 'n ding, het iemand vir Chris gesien, en dan Chris, soos 'n groot spel verdwyn, hy het nie, dis net 'n illustrasie, en nou soek almal na Chris, niemand kry vir Chris nie. Okay, die van julle wat nie weet wie Chris is nie, gaan soek na hom, kyk of jy hom kan kry. Okay, so, dis nie wat ons bedoel, jy soek na Jesus, hy's weg nie, en ons gaan nou meer daaroor praat, hierdie gaan oor daai verlange om weer. Was jy al by mense, was jy al in 'n stikkende verhouding met iemand? Jy's in daai persoon se teenwoordigheid, maar daar's nie 'n koneksie nie. Wie van julle was al daar? In ons huwelike, wel ek hoop nie jy gaan te gereeld deur so iets nie, maar partykeer het jy mos 'n bietjie konflik, nê? Ek wil nou nie Kobus se naam noem nie, want nou dink julle Kobus het dalk 'n bietjie konflik in sy huwelik, ek spot sommer nie. Maar dan voel jy daar's 'n afstand, nê? Jy voel gedisconnect met daardie persoon. En baie keer voel ons so met die Here, en baie keer is dit nie as gevolg van sonde nie. Baie keer kan dit wees omdat ek net bietjie afgekoel het, 'n bietjie besig geraak het, ons gaan nou net daaroor praat, maar kom terug na die Here Jesus toe. Hierdie is deel van ons geestelike reis, wat ek gedurig, hoorie, as jy nie jou kar gereeld laat diens nie. Ons predikante het nou in die begin van die jaar bymekaar gekom, en ek het hierdie prentjie in my kop van ons maak hier, hoor nou keurige Afrikaans, ons maak hier enjin kap oop, en dan trek jy. Nou weet ek nie wat 'n dipstick in Afrikaans is nie. Nee, ek gaan nie eens probeer nie. Jy haal die dipstick uit, jy kyk na die olie. Jy kyk of die water in die verkoeling, nee, ek weet, radiator. Jy kyk of alles reg is. Ek en jy moet dit gereeld doen in ons verhouding met die Here, om te sê, hoorie, is ek nog op pad? Maar baie van ons gaan partykeer deur 'n droogte, soos hierdie Koragiete. Hulle hart was reg, dit was nie as gevolg van sonde, hulle sonde wat hulle weggevoer is nie, en nou is hulle ver van die Here. En dit kan wees dat jy ook daar is. Ons is op hierdie geestelike reis, en ons verlang na intimiteit met die Here Jesus. Ons verlang om hierdie geloofspad met die Here Jesus te stap. Ons verlang om hierdie gehoorsaamheid. As hierdie goed in my hart is, wat ek het 'n begeerte in my hart. Ek het 'n ywer, ek het 'n honger, ek het 'n leemte. Ek soek meer van die Here Jesus in my lewe. Dan is ek op 'n goeie plek. Dis waar dit begin. Dis waar dit begin. Hoe soek ek na Jesus? Weet julle, Jakob het vir my 'n mooi voorbeeld gestel. Nie almal ken die storie van Jakob by die Jabboksdrif, waar hy gekom het en 'n engel aan hom verskyn het. En toe begin hy met hierdie engel stoei. En hy stoei met hom, en hy stoei met hom, en hy stoei met hom. En toe op 'n stadium, toe sê die engel vir hom, die dag gaan breek, laat my gaan. En Jakob sê vir hom, no way. Ek gaan u nie laat gaan tot u my nie seën nie. En hy hou aanstoei dat die engel hom later op die heup moet slaan, dat hy 'n permanente besering het om te sê, los my nou man. En toe seën die Here hom, en hy sê vir hom, van nou af sal jou naam Israel wees, want jy het met God gestoei. Stoei met die Here. Stoei met die Here, en wees soos Jakob en sê, Here, vanaand gaan ek u nie laat gaan tot u vir my geseën het nie. Of wat van Moses? Wat van Moses wat vir die Here sê, wat die Here vir Moses sê, Moses trek julle, ek is klaar met hierdie volk, trek jy sonder my, gaan julle net aan. En Moses sê vir die Here, as u nie saam gaan nie, trek ek nie. Dis daai soeke, dis hoe ek soek. Dis daar waar ek net my binnekamer toe gaan, ek maak my deur toe, en ek sê vir die Here, ek kan nie weer hier uitgaan, tot ek nie 'n ontmoeting met u het nie. Ek kan nie uitgaan, voordat ek nie seker is van u seën, seker is dat u nie in my lewe is en u saam, as ek deur 'n woestynpad moet gaan, is dit oké, maar ek gaan nie 'n tree verder gee, sonder u nie. Dis hoe ons dit doen. Moenie so gou opgee nie. Partykeer gee ons te gou op. Moenie so gou opgee nie. Soek na die Here. Stoei met die Here as dit nodig is. Gaan klop by die Here se deur. Dis wat Jesus gesê het, klop en vir julle sal. Wie klop? Wie maak oop? Klink nie of julle weet van daai ene nie. Okay, roep die Here aan. Weet jy hoeveel plekke in die Bybel praat daarvan om die Here aan te roep? Roep die Here aan. Worstel met hom soos wat jy doen wat dit vat en moenie ophou totdat jy nie daai koneksie met die Here herstel het nie. Ons gee te vinnig op. Ons het 'n McDonald's stilte tyd. Dis 'n drive-through. Ons het 'n Germiston stilte tyd. Dis 'n smash and grab. Ag, is sommer net 'n grappie. Net om te kyk of jy wakker is. Sit die tyd in.
sit die tyd in by die Here. Jy staan nie op totdat jy nie daai koneksie herstel het met die Here nie. 2 Kronieke 16 vers 9. Ek het vir jou goeie nuus. As jy hierdie vers nog nooit gehoor het nie, skryf hom nou neer. Hoor die Here se hart oor ons. 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here het sy oë waar? Waar is dit? Waar is oral? Oral is? Oral, nee, julle het dit. Die Here het sy oë oral op hierdie aarde sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Die Here is 'n soeker van soekers. Hy weet as ek en jy na hom soek, as ons daai moeite doen. OK. Dis nommer 1. Hoe doen ek dit? Nommer 2, hoe roep ek die Here Jesus aan? En dit is, ek dink 'n belangrike deel daarvan is om self deeglik ondersoek te doen. Om self ondersoek te doen, om te kyk, weet, waar in my hart, ons het laasweek deeglik daaroor gepraat, maar ek wil net in vanoggend se boodskap net weer daarin raak, dat ek en jy net weer op hierdie punt kom, om te sê, wanneer ek by die Here is, dan moet ek my hart oopmaak vir die Here en sê, Here, wat gaan nie in my hart aan? Want weet jy wat, jou hart, Jeremia 33 sê, die hart is bedriegliker bo alle dinge. So ons hart bedrieg ons van tyd tot tyd. Hy bedrieg selfs onsself. Het jy al jouself oortuig dat 'n ding waar is? Het jy jouself, ek sien julle skamerig, ja, maar julle het, ek sal dit vat. Ja, so doen deeglik self ondersoek. Psalm 51 vers 19, die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed berou nie gering ag nie. Nou daai vir ootmoediging is daai plek waar ek voor die Here op my knie is en sê, Here, wys my of daar iets is wat ek gedoen het. Wys my as daar iets is wat nie reg is in my lewe nie. Wys my, en daai wys my soeke na die Here is met die bedoeling om te sê, Here, ek wil dit regmaak. Ek kan onthou, toe ek op skool was daar 'n vriend. Ek wil nou nie sê hy het gerook en nou sê ek almal wat rook is nou, kyk, hulle sê rook kan jou nie hel toe vat nie. Dit maak net of jy ryk of jy van daar af kom. Dis mos nou die. OK. Ja, die flou grappies. Nou en ek kan onthou hoe hy gesê het, ag, rook is maar my sondetjie. Jy weet, moenie my oordeel nie. Maar wanneer ek by die Here is, dan moet ek moenie so, die Engels is attached wees met my sonde, wat ek sê, dis maar my sondetjie nie. Nee, wanneer ek daar is en die Here wys vir my, dan moet ek sê, Here, U gaan vir my die oorwinning gee, en ek gaan opstaan en ek gaan hierdie pad stap. Ek gaan nie daar bly nie. Ek wil opstaan, ek wil die eer met my hele lewe. So, sonde ruïneer my, en ek moet dit verstaan. Ons het laasweek gesê, die enkele grootste rede hoekom mense droogtes beleef is, nommer 1, kan julle onthou, want hulle is die kinders van die Here nie. Dis 'n goeie rede om 'n droogte te ondervind, want jy ken nie die Here nie, jy's weg van die Here af. Maar die tweede grootste rede, die eerste grootste rede hoekom gelowiges droogte beleef, is omdat hulle volhard in hulle sonde, wat die Here al klaar vir hulle gewys het. En sonde ruïneer my, dit ruïneer my verhouding met Jesus. Ons het gekyk na Dawid. Hoe gaan ek na die Here toe en ek sê, prys die Here met blye galme, terwyl ek weet, as ek hier uitstap, gaan ek aan met my sonde. Terwyl ek weet, ek volhard daarin. Die Here het al vir my gesê, hierdie ding moet jy breek, jy moet oorwinning kry, maar ek lewe nog steeds daarin voort. Ek kan nie so leef nie. Nie na dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het nie. Ek kan nie na die kruis kyk en sê, Here, dankie vir my genade, maar elke dag kruisig gekom, as te ware oor, omdat ek nie wil ontslaa raak van my sonde nie, omdat my sondetjie is nie. En ek vertroetel dit. So, dit ruïneer my verhouding met Jesus. Dit ruïneer my huwelik. Heeltemal. Dit ruïneer my huwelik. Dit breek alle vertroue. Dit breek my verhouding met mense. Dit ruïneer my hele lewe. En daarom moet ek eerlike selfondersoek doen, dat ek kan kyk of hierdie hart wat my so maklik bedrieg en mislei en verlei, my eie hart, moenie eers nou die duiwel die skuld gee nie, dis ek moet verantwoordelikheid neem, te sê, Here, wys my, waar is ek op die verkeerde pad? Wys my waar ek dwaal. Wys my waar ek van u pad af gegaan het. Doen daai eerlike selfondersoek en vra, is daar sonde in my lewe? Is daar sonde in my hart? Is daar iewers waar ek oorwinning moet kry? OK. As ek daai sonde het, dan bely ek dit en ek laat staan dit. Ons het laasweek Spreuke 28:13. Kan ek nie nou onthou nie. Maar in geval julle het dit. So draai weg daarvan, bekeer daarvan, herstel begin wanneer ek by die Here Jesus kom en ek sê vir die Here, jammer. Herstel, die vrede begin daar. Die vreugde van die Here begin daar wanneer ek opstaan. Hoorie, partykeer gaan ons deur woestyne gaan. Ons gaan deur droogtes gaan in ons lewe. Dis okay, as ek dit saam met die Here doen. Maar as ek daar is, omdat ek self gekies het om daar in te gaan, sonder die Here, dan moet ek terugkom. OK.
Is jy reg vir nog 2? Ons vorder goed. Nommer volgende, hoe roep ek Jesus aan? Soek die dinge wat Jesus soek. Okay, ek wil net gou terugvat. Waar het ons begin? Wat was punt nommer 1? Ek moet hom aanroep, ek moet hom soek, ek moet hom aanroep, né? Die tweede ene, het ons vir mekaar gesê, doen hy selfondersoek om te kyk, kry dit uit die pad uit. Nou kom ons by die derde dinge. Begin die dinge soek wat Jesus soek. Hier is hierdie mooi vers wat ons baie goed ken. Ons het dit gesing as kinders in sonnaarskool. Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die koninkryk en vir die wil van God. En hy sal vir jou ook al die dinge gee. Nou die alle dinge in daai konteks is die klere, is die kos, is die dinge wat ons nodig het in die lewe. En partykeer lewe ons in hierdie lewe asof hierdie lewe, this is it. Nou, okay, ons was nog nooit aan die ander kant nie, so ons weet nog nie wat dit is nie, ons vat die woord daarvoor om te sê, die deel van ons lewe wat ons geniet, is so klein in terme van die ewigheid. Ons moenie alles hierdie kant belê nie. Ons moenie so lewe, asof dit is, en ons niks daarna nie. En dis die probleem, want as ons so lewe, wil ek kyk, hoeveel kan ek uit hierdie lewe uitkry? Ek wil die meeste speelgoed hê. Ek wil die duurste, wat ook al hê. En ek sê dit versigtig, want ek wil nou nie my eie sonde hier voor julle bely nie. Weet jy, ek wil al hierdie dinge hê, en dan kyk ek na wat die Here wil hê, en dan sê ek is te bang om vir die Here te vra wat hy wil hê, want nou verwag hy iets van my, wat in kontras is met wat ek regtig wil hê. Nou, ek gaan nie vra om hande op te steek nie, maar as ek nou vra, wie van julle is baie keer daar? En daai ding sit jou vierkantig buite die wil van die Here. En dis 'n droogte op homself. Ek is net nie waar die Here my wil hê nie. Nou, almal van ons hier het 'n agenda. Almal van ons wat hier sit het 'n agenda. En ek moet baie seker wees van daai agenda. Ek moet myself vra, wat is my agenda in hierdie lewe? En nie alles is noodwendig verkeerd nie. Nie alles is sonde nie. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Wie van julle wat hier sit is op skool of swat, is studente? Steek op die hande. Waar is julle? Steek op die hande. So hier's 'n paar studente. Julle het net een ding in julle koppe nou, julle wil klaarmaak, reg? Julle wil klaarmaak. Wat ook okay, of jy wil net begin, nê, vir julle eerstejaars. Jy wil net begin. Want jy begin en dis seker die langste vakansie in jou lewe, daai as matriek klaar gemaak het en jy wag Februarie begin jy met universiteit. So jy wil net klaarmaak. 'n Paar van julle wil julle loopbane bou. Wie van julle is hier, julle is jong werkendes en jy wil graag 'n loopbaan bou. Is daar 'n paar van julle? Hier's 'n paar van julle ook. Okay, wie van julle wil 'n troumaat kry? Jy hoef nie hande op te steek nie. Jy hoef nie. Okay. Liset, ek is seker hier's 'n man. Liset kry ons daarvoor. Jy kan voor by my kom staan na die tyd. Okay, so hier's 'n paar van julle wat jy soek die regte maatjie. Hier's 'n paar van julle wat kinders wil grootmaak. Reg wil grootmaak. Wie van julle is hier? Wie is die ouers hierso? Ek hoor hierdie storie van die ma wat sê sy's so bekommerd oor haar tienerdogter. Sy's so bekommerd, veral hierdie een wat haar oë so vir haar bly rol. Dis 'n grappie. Okay, 'n paar van julle wil die kommersiële of die korporatiewe leer tot bo klim en genoeg hê om af te tree en hierdie goeders is nie noodwendig verkeerd nie. Dis goed wat die Here ons gesit het, maar ek moet eers vra wat die Here vir my wil hê. Want sien ons 'n waarskuwing in al daai goed. In daai goed kan ek so verstrengel raak aan die sorge van die lewe. Ek kan so my drome en my ideale najag dat ek vasgevang word in iets wat die Here Jesus nie vir my wil hê nie. Dat my oë nie meer op die Here Jesus is nie, maar op hierdie lewe en ek jaag hierdie lewe om die volgende mylpaal en dan, julle weet wat sê hulle van die rat race? Dis Lily Tomlin wat dit gesê het. The trouble with the rat race is even if you win, you're still a rat. Nou as ek nou vanoggend gevra, moet nou nie hande opsteek nie, maar het ons 'n paar rotte vanoggend hierso? Het ons 'n paar rotte wat so in hierdie lewe verknog is? Die Here roep ons weg van dit af, want ek moet 'n nuwe agenda kry. Hier's wat ek nou moet weet. Die beste weergawe van jou lewe, en ek sê dit vir julle gereeld, maar die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy Jesus se plan vir jou lewe nastreef. En dis in die woord. Dis nie iets weggesteek nie. Dis in die woord, ek moet dit net bestudeer en lief hê. So, wat ek en jy moet weet is, jou lewe maak vir die Here saak. Jesus sou nie vir jou in die kruis gaan sterf het, as jy nie belangrik is vir hom nie. Sê asseblief iemand amen daarop. Jou lewe maak saak en die Here wil hê jou lewe moet tel vir iets. Hy wil jou help dat jou lewe tel vir iets. Hy wil vir jou 'n lewe gee van betekenis. Maar hy kan dit net vir jou doen, wanneer jy jou lewe oorgee vir hom. Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die en vir die
dan sal jy al die ander dinge gee. OK, nommer laaste, roep ek die Here Jesus aan. Volhard en volhard. Ons prys is nie in hierdie lewe nie. 1 Tessalonisense 5:17, BSO. Weet julle wat verstaan BSO? Adrian. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Eerste ding waarna ons moet volhard in gebed. Kolossense 4:2 sê dit net so, volhard in gebed. Ek moet 'n lewe leef wat ek bid. Nie net in my stilte tyd nie. Dis belangrik, asseblief, bid in jou stilte tyd. Maar wanneer ek in die kar is, wanneer ek op pad is, ek moet 'n lewe leef waar ek met die Here in gesprek is, in dialoog is, en met hom praat en toelaat. Die Engelse woord is mindful. Ek moet mindful van Jesus wees. Daar waar ek gaan, moet ek bewus wees dat die Here gaan saam met my. Ons gaan nou daaroor praat. Volhard in die goeie leer. Ek kan nie net goed opmaak nie. Ek moet seker maak. Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 4:16, let goed op jou leer en op jou lewe en leer. Volhard daarin. Gesê die vers verder, want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat na jou luister. Jou lewe is nie net vir jou nie. Jou lewe vir julle ma's en pa's het 'n invloed op julle kinders. Hoe julle leef gaan bepaal of jou kinders 'n voorbeeld het van hoe om Jesus te eer of nie. Vir ons wat by die werk is en Jesus daar dien, die manier hoe ek my werk doen, nie net wat ek sê nie, maar die manier hoe ek dit doen, wys vir mense of ek ernstig is oor my geloof of nie ernstig is oor my geloof nie. Ek moet volhard in die goeie lering wat ons in die skrif leer en dan natuurlik volhard in die geloof. 2 Timoteus 2:12 sê dit ook, ons moet volhard. Jesus sê, wie volhard tot die einde toe sal gered word. So, kom ons hanteer gou 'n belangrike vraag. En hierdie vraag het in die begin opgekom en ek het aspres nie geantwoord nie tot nou toe. En dit is, as die Here dan ver voel, beteken dit die Here is ver. Nou wil ek vir jou sê, ek wil vir jou lering gee, want onthou ons nou gesê, as jy goeie lering het, dan sal jy lewe. Nou hier's die ding. Hier's die goeie lering wat ek wil hê jy moet hê. Die Here kan nie ver wees nie, want hy is alomteenwoordig. Dit beteken, jy kan tegnies nie, Dawid sê dit, ek kan nie uit die teenwoordigheid van die Here uitkom nie. Al vlug ek tot in die diepste gat en al klim ek op die hoogste berg, al klim ek weet nie, op 'n space shuttle en ek gaan maan toe of Mars toe, waar ook al, die Here is daar. So ek moet weet, die Here is nie weg nie. Hy is die heeltyd daar. Dit maak nie saak waar ek is nie. Al is daar skeiding tussen my en die Here in my verhouding en in my hart, die Here is daar. Hy's by jou. Hy weet van jou. Hy weet waar jy gaan. Is dat jy vasgevang is in sonde, hy weet dit. Wanneer jy by die Here ingaan en jy bely jou sonde, gaan die Here nie sê, jy het wat gedoen? Hy weet dit klaar. Hy wag vir my om terug te kom. Dalk het jy afgekoel in jou geloof en jy het van die Here afgedwaal. Die Here is nie verras nie. Hy is nog steeds by jou. Maar gaan in jou binnekamer in en soek die Here, gryp hom aan en sê vir die Here, Here, red my. Herstel wat sonde kom doen het. Herstel wat ek hier kom aanvang het in my lewe en kom maak my opnuut weer 'n kind. Praat net met hom. OK. Ek gaan hier afsluit. Beleef jy geestelike droogte op hierdie oomblik? Wil jy jou geestelike droogte breek? Begin hier. Gryp die Here Jesus met alles wat in jou is aan. Kom weer terug in die skrif. Kom terug in gebed en sê vir die Here, Here, ek gaan U nie los nie. Ek gaan U nie los tot U my nie seën nie. Here, ek gaan nie 'n tree buite hierdie plek sit as U nie saam met my gaan nie.